Goeiemôre vriende en hartlik welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se erediens. Vandag is 'n baie spesiale dag. Ons gaan nou daarby kom dan ook, maar my hoop en my wens is dat vandag op hierdie spesiale dag wat ons moeders bietjie gaan vier en julle sien ons tema vir vanoggend se diens is ook soos 'n ma haar kinders, dat julle vandag intiem bewus sal wees van God se liefde en sorg vir elkeen van ons in ons lewe dan ook. So wat ons nou gesing het, hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het en daarom sal ons juig en bly wees daaroor. Wat beteken dit? Dis nie net 'n lied wat ons sing nie, dis 'n psalm. Die psalmdigter skryf, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. En dit beteken die Here het dit gemaak, die Here is teenwoordig in hierdie dag. Ons weet vooruit, al weet ons nie wat die dag gaan inhou nie. Die Here is in beheer, die Here sorg vir ons en daarom sal ons juig en bly wees daaroor. Mag vanoggend 'n baie spesiale ontmoetingsgeleentheid vir elkeen van ons wees met die Here. En onthou so wat ek baie keer vir ons sê ook, en ek sê dit so 'n bietjie speels teenoor die gebruik onder baie Christene waar ons sê, Here, ons nooi U in hierdie spasie in. Here, dis teologies nie waar nie, nê? Die Here is reeds in die spasie en hy is die een wat ons nooi in hierdie ontmoeting in, nie anderste om nie. So onthou die Here is hier en die Here nooi jou vanoggend in hierdie ontmoeting wat hy met elkeen van julle wil hê. Liewe gemeentevriende, julle weet nou dat in hierdie tyd, ek gaan nie die hele familie nuus vir julle lees nie, ek wil net so 'n paar goedjies uitlig, maar kom ons begin by die heel begin met goeie nuus, en ek wil kyk, steek net vir my die hand op, Tannie Hetty Jansen van Rensburg, is jy hier vanoggend? Liewe gemeentevriende, julle ken ons gebruik as 'n geloofsfamilie, waar ons vir hierdie spesiale verjaarsdag, die Here se seën oor hulle ook uitspreek, so kom ons sing hierdie gebed vir Tannie Hetty dan ook. Laat hierdie seën op haar daal, U guns uit Sion haar bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor haar gebied. Baie seën vir Tannie op hierdie baie spesiale dag. Liewe gemeentevriende, die res van die week se program is hier binne. Die groot nuus vir hierdie maand is natuurlik Bazaar. En ons noem ons Bazaar mos nou familiefees, as deel van hierdie geloofsfamilie wat ons is dan ook. So hou asseblief ons familienuus dop vir al die reëlings rondom die Bazaar. Wat ek wel wil uitlig, as julle sal sien agterop, het ons al die sameroepers van die verskillende stalletjies se name en nommers daarop vir julle. En om hierdie sameroepers se werk bietjie makliker te maak, ek sien in die week wat verby is, Tannie Mara, waar is jy nou? Wys gou vir my, waar is Tannie Mara, as jy hier? Tannie Mara het my gebel en my vriendelik ingelig dat ek weer help met koeke ook hierdie jaar. Stella het klaar ja gesê, so dis hoe 'n sameroeper werk ook, né? Maar onthou 'n sameroeper se airtime is ook net soveel en hulle data is ook net soveel. So as hulle deur die hele gemeente moet gaan, is dit bietjie moeilik. So daarom het ons dan 'n naam en nommers vir julle opgesit. En onthou, hierdie is nie die dominee en die kerkkantoor en die kerkraad se bazaar nie. Dis ons gemeente se bazaar. En daarom wil ons vra dat julle saam met ons werk om hierdie bazaar 'n mooi geleentheid te maak dan ook. Dis 'n manier waarop ons as 'n gemeente ook ons gemeenskap dien en vir die gemeenskap sê kom hiernatoe en kom wees deel hiervan. So wat ek van jou vra is uit jou eie uit. Waar wil jy graag betrokke wees? En kontak jouself daardie sameroeper en sê vir hulle, ons wil graag help. Hoe kan ek help? Sê vir my waar en hoe kan ek help? En dan werk ons saam om hierdie jaar se bazaar 'n baie spesiale geleentheid te maak. So die name is hier agterop. Kontak hulle asseblief en kom ons werk saam om hierdie jaar se bazaar weer eens 'n baie mooi en 'n spesiale dag te maak. Dan het ons nou die verjaarsdag van Tannie Hetty gevier. En op 'n goeie noot wil ons ook welkom sê vir al die nuwe lidmate wat deel geword het van ons geloofsfamilie. En ek hoop julle gaan sommer hartlik tuis voel hier by ons. En so wat in die lewe werk is daar goed en daar is sleg dan ook. En so wat julle gesien het in die week wat verby is, het ons op die WhatsApp groep vir julle spesiale voorbereiding gevra vir die Bester gesin wat nog steeds deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink ook baie spesiaal aan almal wat in die hospitaal is, Tannie Susanne Swart, Kobus Erasmus en Ewald Momberg. En dan ook al die mense daar op die voorbereidingslysie. En dan dink ons ook baie spesiaal aan hulle wat in hierdie week iemand aan die dood afgestaan het dan ook. Ons dink aan hulle, kom ons bid vir hulle en ons dra hulle ook in die Here se sorg op. En dan wil ek tog vra, ek het in die WhatsApp boodskap ook gesê,
dat ons as 'n gemeente vrymoedigheid moet neem, dat baie keer hoor ons nuus, wanneer iemand reeds in die hospitaal is, of wanneer iemand reeds die slegte nuus gekry van hulle geliefde wat aan die dood afgestaan is. Maar kom ons gebruik hierdie geleentheid, die vrymoedigheid, en ek wil vir julle uitnooi, dat as daar van julle is, wat soos die Bester gesin, partykeer gebed nodig het, en wil hê dat nie net die dominee nie, maar ons as 'n geloofsfamilie moet intree vir hulle, stuur daardie nuus vir ons, stuur daardie versoek vir ons, en as julle kan, stuur vir ons 'n foto van die persone ook vir wie ons moet bid, sodat ons dit kan versprei, en as 'n gemeente daarvoor kan bid dan ook. En liewe gemeente, dan wil ek op daardie punt ook vra vir almal van ons, dat ons moet altyd mooi verstaan, dat ons op daardie WhatsApp groep van die gemeente is, dan kan dit gebeur dat daardie groep partykeer so 'n bietjie besigger as ander. En as daar nou behalwe vir advertensies en belangrike nuus, nou so gebedsversoek uitgestuur word, moet asseblief nou nie die geleentheid gebruik om te sê, nee, jene, ek sien nie kans hiervoor, I'm leaving the group nie. Dis mos nou nie hoe 'n geloofsfamilie maak nie. Ons bid vir mekaar. So as daar 'n gebedsversoek kom, lees dit. En al ken jy nie die mense persoonlik nie, daar waar jy is, tree in vir hulle en bid vir hulle, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die res van die familie nuus is daar, neem dit en lees dit asseblief. Ek gaan oorskuif na hierdie in toe. Liewe gemeentevriende, dan is dit natuurlik 'n spesiale dag vir 'n ander rede. En ek hoop al die manne wat hier is kan vir my sê wat daardie rede is. As jy nie is nie en jy hoor nou wat se dag dit is, weet net jy's reeds in die moeilikheid en dan moet ek vir jou bid na die tyd asseblief. Goed. As daar nou 'n drumroll was, sou ek gesê drumroll, en dit is, liewe mense, ons weet vandag, is 'n baie spesiale dag, want dit is Moedersdag. En ons vier vandag die moeders in ons lewe. En ons gaan na hierdie tema verwys in die preek van vandag dan ook. Nou, ek het voor die tyd vir die kerkraadslede hier binne in die konsistorie ook gesê, dat ek het in die week 'n videogreep gesien wat iets moois uitbeeld, van iets goeds wat jy vandag kan doen, maar ook 'n waarskuwing van wat jy nie moet doen nie. En in hierdie videogreep, dan kom die man aangestap en mamma staan en skorrelgoed was, en dan vat hy die spons uit 'n hand uit, en jy sê, vandag is Moedersdag, jy mag nie vandag skorrelgoed was nie. Dis goed om dit te doen, man. Nou, vandag mag mamma se hande nie aan skorrelgoed seep raak nie. Hier is die een dag van die week wat mamma se hande toksies is as dit aan skorrelgoed seep raak. Sy mag nie aan skorrelgoed seep raak vandag nie. So julle moet julle kant bring. Dit sal 'n goeie ding wees. Moet net nie die fout maak wat hierdie man in die videogreep gedoen het en vir haar gesê het, vandag is Moedersdag, jy mag nie aan skorrelgoed raak nie, jy kan weer van môre af was nie. Dan gaan jy 'n goeie werk onklaar maak. Okay, so moet nou nie dit doen nie. Maar nie op 'n ernstiger noot. Ek dink daar is 'n groter geskenk in kinders en in mans en in huisgesinne se lewens as moeders nie. En alhoewel ons dit nie altyd noodwendig hardop erken nie, is dit 'n gegewe feit. Geestelik, as ons kyk na die Bybel en wat die Bybel daaroor sê, maar ook sielkundig bewyse daarvan, dat 'n godsvreesende vrou, 'n ma wat die Here dien, die sement en die fondasie is wat 'n huisgesin bymekaar hou. En daarom wil ons vandag op 'n baie spesiale manier vir elke moeder vandag sê, geseënde en gelukkige Moedersdag. En soos wat ek aan die begin van die diens gesê het ook, weet ons ook soos wat in die lewe gaan, is vandag vir baie van julle 'n baie spesiale dag. En ons eer die Here vir julle wat mammas is en kinders en geliefdes het wat julle waardeer vir die moeders wat julle het. Maar ons weet Moedersdag is partykeer ook 'n swaarder dag vir baie mammas vanoggend. Of mammas wat se kinders ver weg is, of mammas wat baie graag die voorreg wil hê om ma te wees, maar dit nog nie kon wees nie, en hierdie is elke dag 'n herinnering van daardie seer. Of van ouers en mammas wat die voorreg gehad het om 'n ouer te wees, en jou kinders is van jou af weggeneem. En so wil ons vandag, op hierdie spesiale Moedersdag, erkenning gee aan elke mamma wat vandag in hierdie kerk sit. 'n Mamma wat is, of 'n mamma wat graag wou wees, of 'n mamma wat se kinders nie is, maar nog steeds in jou hart, weet jy, mamma is. Mag die Here in die goeie en in die slegte dele van hierdie dag vir julle ryklik seën en met julle sy liefde omvou. Geseënde Moedersdag vir elke een van ons.
Vir al ons mamas, mag jou kinders en jou eggenote jou vandag met sy liefde omvou. Vir elke mamma wat graag mamma wil wees, hou aan bid, hou aan glo, want dalk gaan die Here vir jou, as dit sy wil is, daardie geleentheid gee. Vir elke mamma wat sy hart seer is vir verlies vanoggend, mag die Here jou troos met sy liefde vir jou dan ook. Nou manne, nou gaan julle my help. Ons as manne, omdat die vrouens nie mag werk vandag, die dames gaan julle kan bly sit. Al ons manne, julle gaan opstaan en op hierdie Moedersdag, dan wil ek hê jy moet dink en kyk na jou persoonlike mamma of vrou wat langs jou sit, maar as daar iemand is vir die Here op jou hart druk, of iemand wat jy dink wat ver is, dan sing ons hierdie seën vir hulle dan ook. Vir al ons mammas, geseënde Moedersdag, en hoor hoe bid ons as mans vir Here, die Here se seën oor elkeen van julle. Kom ons staan. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ons sing dit nog 'n keer vir hulle. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem. Nou is die oomblik van georganiseerde chaos, eintlik ongeorganiseerde chaos, want dit is wat dit is. Ek gaan dit probeer organiseer van die vooraf, maar julle weet mos hoe werk dit. Al ons maatjies, al ons kinders, hier is julle oomblik, storm hier vorentoe en kom sit gou hier voor by my. Storm, 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 ready, steady, go. Ja, hoe kom al hier aan van heinde en ver. Kyk hoe mooi lyk julle tweekies. Mense, nogal leopardskien, hè? Ja. Is daar nog maatjies wat kom? Is dit die lot van julle? Hier is so lekker baie van julle vanoggend hier, jong. Sê vir my gou, gaan dit met julle vanoggend? Gaan dit met julle baie goed? Alright, hoe gaan dit by die skool? Gaan dit goed? Leer julle hard? Beloof julle? Is julle soet by die huis? O, hier is iemand wat sy kop knik. Ek gaan nie vir jou vra wie jou pappa en mamma julle vir ons wys nie. Nee. Sê my gou maatjies, wie van julle weet wat se dag is vandag? Vandag is Moedersdag, nê? En dan wie dink ons vandag? En aan mammas. En ons gaan vandag in die diens ook hoor waarom 'n mamma baie spesiaal is. Nou wil ek hê julle moet gou julle handjies mee opsteek en vir my sê wie van julle is nie bietjie nie, baie lief vir julle mammas. Wie van julle is baie lief vir julle mammas? Sy, sommer lekker baie hande, nê? Nou wil ek gou vir julle vra. Ek gaan met hierdie roomys stokkie omkom. Wie van julle wil vir my vertel waarvoor is julle so lief vir julle mamma? Wat van mamma is vir julle spesiaal en waarom is julle so lief? Wat doen mamma? Mamma maak vir ons kos elke dag vir skool. Mamma maak vir ons kos elke dag vir die skool, ja, en nog? Sy is die rede dat ons vandag lewe. Ja, sy is die rede ook waarom ons vandag hier is, nee? Wie wil nog vir my sê, waarom is jy lief vir jou mamma? Sy help my met my huiswerk sodat ek slimmer kan word en 'n baie goeie werk kan kry. Daar, sy help jou met jou huiswerk dat jy nog slimmer kan word en 'n goeie werk kan kry. My ma koop vir my baie lekker dinge. Koop sy vir jou baie lekker dinge. Wie wil nog vir my sê waarom is hulle lief vir hulle mamma? Wie wil nog vir my sê, is hier iemand nog van julle? Nee? Ja, wat nog? Sê vir my. Sy help my met my huiswerk. Sy help jou met jou huiswerk, nee? Nou maatjies, julle sal saamstem dat mammas is baie spesiale mense, nee? En sonder mammas dan sou ons nie gewees het wie ons vandag is nie. Van mamma sorg vir ons, sy beskerm ons, sy gee vir ons kos om te eet, sy koop vir ons klere, sy help ons met ons huiswerk en al daai dinge. So ek dink is baie belangrik dat ons vandag vir Liewe Jesus dankie sê vir ons mammas, nee? En weet julle wat? Ons gaan vandag in die kerk hoor dat God sê vir ons dat net soos God soos 'n pappa ons beskerm, net soos 'n mamma. As julle kyk na julle mammas, dan sien julle ook iets van wie Liewe Jesus is.
Want as mamma vir ons sorg en vir ons beskerm, dan sien ons iets van wie God is, wat ook vir ons beskerm. En daarom as ons vanoggend vir Jesus dankie sê vir ons mammas, dan sê ons ook vir Jesus dankie, dat hy vir ons sorg, soos wat ons mammas vir ons sorg. Gaan julle dit onthou? OK. Ek wil hê julle moet so op julle kniekies sit. En dan gaan ons handjies by mekaar sit, en ons oogies toemaak. Daai is 'n baie mooi beertjie. Kom ons maak ons oogies toe en ons handjies, en dan bid ons almal saam. Jy gaan lekker hard bid, né? Liewe Jesus, baie dankie vir ons mammas, wat lief is vir ons, sorg vir ons klere gee, vir ons kos maak, ons help met huiswerk, 'n pleister plak, as ons eina het, en lief is vir pappa. Liewe Jesus, baie dankie, dat mamma so lief is vir ons. Dankie, dat Jesus so lief is vir ons. Help ons om gehoorsaam aan mamma en liewe Jesus te wees. Dankie, dat ons kan kerk toe kom, om saam met maatjies van Jesus te leer. Amen. Daar sê, julle kan nou lekker na die kinderkerk toe gaan, en die van julle wat nog nie met kinderkerk toe gaan, jy kan by, daar's, dankie dat julle saam gekyk, kyk hoe mooi lyk jy, sussie. Wat sê hy, is een mini meis? You. Liewe gemeente, vriende met dankbare harte, vir soveel seëninge in ons lewe dan ook, kom ons dien die Here, terwyl die maatjies uitgaan met ons offergawes. Liewe gemeente, vriende, as ons die Here so dien met ons dankoffers, met dankbare harte, dan weet ons in die woord staan, as daar een ding is wat die Here sy hart regtig roer, en die Here sy hart bly maak, is wanneer die kinders van die Here se naam loof en prys. Ons lees dit op verskillende plekke in die Bybel, waar lofprysing en aanbidding iets is wat die engele in die hemel doen, en daarom ook wanneer ons dit hier op aarde doen, weet ons, soos die engele in die hemel, loof en prys ons die Here se naam vir wie hy is. So ek wil vir jou uitnooi om saam met my op te staan en so 2 liedere te sing tot eer van die Here, waar ons eers vir die Here gaan dankie sê vir sy sorg in ons lewe, en daarna gaan ons bely. Ons gaan eintlik 'n geloofsbelydenis sing waar ons sê, Here, U is groot, U is almagtig en daar's niemand soos U nie. Kom ons staan en loof ons die Here se naam. Here, U is my lewe. Sing it,
Liewe gemeentevriende, nadat ons die Here so geloof en geprys het, kom ons word stil en dan bid ons saam voordat ons hoor wat die Here vanoggend vir ons deur sy woord op hierdie spesiale dag ook wil sê. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, op hierdie dag, op hierdie spesiale Moedersdag, Here, eer ons U vir die vroue in ons lewe.
Here, vroue wat instrumente is van U liefde en U genade in elkeen van ons se lewe. En Here, ons gebed is dat U vanoggend deur die woord met hierdie spesiale beeld van 'n moeder vir ons sal kom vertel en vir ons sal kom herinner wie U is en hoe U sorg vir elkeen van ons. Here, as ons nou uit die woord uit lees en die woorde gaan hoor wat U vir ons wil sê, vra ons dat U deur die Heilige Gees ons harte sal oopmaak, sodat ons hierdie woorde sal hoor en dit sal inneem en daardeur gevorm sal word. Praat met ons, Here, wat ons luister. Amen. Vriende, ons skriflesing vir vanoggend kom uit Jesaja 66. Jesaja 66, en ons gaan daar so die eerste 14 verse dan ook saam lees. Nou vir interessantheid, die boek Jesaja bestaan eintlik uit 3 verskillende dele. En hierdie dele is ook in ons Bybel so ingesit. Die eerste 39 hoofstukke is die eerste deel van die boek Jesaja. Dan is daar van hoofstuk 40 tot hoofstuk 56 is Deutero-Jesaja of die tweede Jesaja boek. En dan die laaste deel is natuurlik ook die derde Jesaja boek. En hierdie boek van Jesaja is saamgestel met 'n verloop van tyd. En eintlik deur 'n baie lang verloop van tyd, terwyl Israel in ballingskap was. 'n Deel van Jesaja speel af in die tyd voor ballingskap, 'n deel van Jesaja speel uit tydens die ballingskap, en hierdie gedeelte wat ons gaan lees, speel eintlik af aan die einde van ballingskap, nadat die ballingskap nou al tot 'n einde gekom het, en die Israeliete weer teruggekom het na Jerusalem toe. Nou onthou vir die van ons wat dalk nie hier by ons is en nog nie gehoor het nie, die ballingskap was een van die seerste, donkerste tye in Israel se lewe. Wat behels dit? Israel was ongehoorsaam aan die Here gewees. Toe het die Here die Assiriese konings gestuur en hulle het ingevaar in Jerusalem in, hulle het Jerusalem oorwin, hulle het die tempel vernietig en afgebreek, en 'n klomp van die Jode is weggevoer waar hulle as slawe in Babylonië gaan werk het. Daarom is dit die Babyloniese ballingskap gewees. So dit vertel iets van 'n wegvat van mense, van hulle huis, van hulle blyplek, van hulle hartsmense af. En dit was nie almal wat weggevoer was nie. Dit was baie strategies gedoen, sodat Israel nie weer kon herstel nie. So wat het die Babyloniese konings gedoen, die Assiriese konings? Hulle het al die mans, die leierfigure, en die jong sterk mans wat nog soldate kon wees, weggevoer uit Israel uit. En al die ou mense, die siekes, die weerloses, die vroumense en kinders is agtergelos in Jerusalem wat verwoes gelê het. Daar was nie meer infrastruktuur nie, daar was nie meer hulle huise is afgebreek, die tempel is afgebreek. Dit was absolute chaos en verwoesting. So nou kan julle jouself inverbeel in ons konteks. Kom ons sê een of ander vreemde koning vaar nou Suid-Afrika binne en hy kom verwoes dispatch. Daar bly niks van ons kerke, van ons skole, van ons klinieke, niks bly oor nie. Daar's nie meer 'n Spar of 'n OK of 'n Pick n Pay nie. Daar's ons nie kos om van te leef nie. Hier is niks. En al ons vrouens en ons kinders en ons weerloses word agtergelos. En al ons manne wat nog kan werk, wat nog kan funksioneer, wat nog kan opstaan, wat nog kan veg, word weggevoer na 'n vreemde land toe. Die van ons wat agterbly in dispatch, probeer elke dag veg vir oorlewing en 'n manier kry om te kan oorleef, terwyl ons in ons harte ook dink aan ons mense wat weggevoer is. En al ons manne wat weggevoer is met hierdie instink om te beskerm, om te versorg, werk as slawe iewers in 'n vreemde land en word ook gemartel. En deur dit alles dink jy terug en wonder, hoe gaan dit met jou mense hier in dispatch? Is hulle nog okay? Leef hulle nog? Wat gebeur met hulle? En baie van die Jode het nooit die geleentheid gehad om weer te kon terugkeer na hulle geliefdes toe nie. Dit was 'n donker tyd in Israel se lewe. Daarom op 'n bietjie van 'n humoristiese wyse is dit altyd vir my, nadat ek teologie geswat het, eintlik tot my skaamte dat ek ook dink ek was een van daardie wat op trou is, so lekker gelang arm het net met Bonnie M se By the Rivers of Babylon. Kyk nee, op trou is wanneer daai song gespeel het, is elke man en vrou op die dans, want nie daar gaan hulle By the Rivers of Babylon. En dis eintlik 'n treurpsalm waar die Israeliete by die riviere van Babylon sit.
en hulle verlang terug na hulle mense, wat bly in 'n verwoeste Jerusalem, en hulle wonder, is hulle okay? Op 'n humoristiese wyse kan ons sê, 'n beat verander nogals baie aan die lirieke van 'n liedjie, nie? Ek dink as daardie lirieke gesing moes geword, so wat hulle het in daardie tyd gedoen het op 'n harp en miskien net 'n gitaar, dat 'n ander betekenis gehad, maar toe sit Bounty M 'n lekker ritme op daardie een en ons vergeet toe wat die betekenis daarvan is. Waarom gee ek hierdie agtergrond? Hierdie woorde wat ons gaan lees in Jesaja 66 speel af in 'n tyd wat die Babiloniese ballingskap tot 'n einde gekom het. En die Israeliete wat oorleef het, kom nou terug Jerusalem toe. En hulle word weer verenig met hulle mense, met hulle vrouens en hulle kinders. En hulle kyk rondom, maar hulle sien die tempel is verwoes. Daar's niks van hulle kerk meer oor nie. Hulle plek is verwoes. Waar begin ons nou om hierdie lewe wat ons gehad het weer op te bou? En dan lees ons hierdie woorde. So sê die Here: Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou? Die plek waar ek kan woon. Ek het alles gemaak en so het alles ontstaan, sê die Here. Ek slaan ag op die mens in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Die mense offer bulle, maar hulle maak ook mense dood as offers. Hulle offer lammers, maar hulle breek ook honde se nekke as offers. Hulle bring graanoffers, maar ook offers van varkbloed. Hulle offer wierook, maar hulle prys ook afgode. Hulle het besluit om hulle eie kop te volg. Hulle is lief vir hulle afskuwelike afgodsoffers. Daarom besluit ek dat hulle gestraf moet word. En bring ek verskrikking oor hulle. Toe ek geroep het, het niemand geantwoord nie. Toe ek gepraat het, het niemand geluister nie. Hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë. Hulle het gekies vir wat my nie aanstaan nie. Hoor die woord van die Here, julle wat ontzag het vir sy woord. Julle broers deur wie julle gehaat word, deur wie julle verstoot word ter wille van my naam, sê, laat die Here sy mag bewys, dat ons kan sien waarom julle so bly is. En hoor nou hierdie belofte. Maar hulle sal ontnigter word. Hoor die rumoer daar in die stad, hoor daar in die tempel, hoor hoe die Here sy vyande straf vir hulle dade. Bring 'n vrou 'n kind in die wêreld voordat sy geboortepyne het? Kry sy 'n kind voordat die pyne haar oorval? Wie het al so iets gehoor? Wie het dit al gesien? Word 'n land op een dag gebore of word 'n nasie in een oomblik in die wêreld gebring? Maar Sion het skaars geboortepyne gekry, of sy het haar kinders in die wêreld gebring. Sou ek die moederskoot laat oopgaan en nie geboorte laat plaasvind nie? Vra die Here. Of sou ek wat geboortes laat plaasvind die moederskoot toesluit? Vra God. Wees bly saam met Jerusalem en juig saam met haar, almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, almal wat oor haar getreur het. Julle sal aan haar drink totdat julle genoeg het, totdat julle veilig voel. Julle sal drink van die oorvloed wat sy het en dit geniet. So sê die Here, ek laat vrede na haar toe aankom soos 'n rivier. Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom. Julle sal aan haar drink, aan haar bors gedra word en op haar skoot getroetel word. Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Ek lees dit weer. Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem. Julle sal dit beleef en julle sal bly wees. Julle sal nuwe lewe kry, soos groen gras wat uitspruit. En so sal die mag van die Here geopenbaar word aan sy dienaars en sal hy sy vyande straf. Nou, liewe gemeente, net voordat ek kom by die krits van die saak waaroor se boodskap gaan, wil ek net so 1 of 2 goedjies vir julle uitlig uit hierdie gedeelte uit. En as 'n mens lees daar in die begin, die heel eerste woorde, dan sê die Here, so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde
die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou? Die plek waar ek kan woon. En in hierdie gedeelte kyk die Here eintlik na hierdie toneel wat voor hom afspeel. En hy sien eintlik 'n bietjie van 'n hartseer toneel, waar 'n klomp mense wat weggevoer was, omdat hulle die punt gemis het, nou teruggebring word uit ballingskap, hy terugkom na Jerusalem toe, en hulle sien die tempel, wat vir hulle die woonplek van God was, maar die tempel was ook vir hulle die hart van hoe hulle God gedien het, hoe hulle God aanbid het, hoe hulle godsdiens gefunksioneer het. En die oomblik toe hulle terugkom in Jerusalem, wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle probeer terugkeer na hoe dinge op 'n tyd eens was. Hulle probeer terugkeer na wat vir hulle bekend was. Hulle probeer weer die tempel bou. En dan kom die Here en die Here sê vir hulle, ek sit in die hemel, op my hemeltroon, en die aarde is 'n rusplek vir my voete. Hoe gaan julle vir my 'n huis bou waar ek kan woon? Hoe moet daardie huis lyk? En in hierdie woorde kom die Here eintlik, en hy probeer die Israeliete aan die begin van hulle nuwe storie, wat hulle nou teruggebring is uit ballingskap uit, probeer hy vir hulle herinner, moenie weer terugkeer na julle ou maniere van doen nie. Moenie weer terugkeer na 'n manier van aanbidding, wat vasgevang is in feeste en reëls en wette en regulasies nie. Maar onthou wie ek is, en dat ek God is, en dat ek 'n verhouding met julle begeer. Julle kan nie vir my 'n huis bou nie. Hoe wil julle 'n tempel bou en 'n ark binne-in sit en dink dat daardie ark is die woonplek van die een wat op die hemel sit en sy voete rus op die aarde? Julle mis die punt. Julle besef nog steeds nie wie ek is nie. Julle verstaan nog steeds nie hoe groot en almagtig ek is en wat ek eintlik van julle soek en wat eintlik my hartsbegeerte vir julle is nie. Ek wil nie hê julle moet weer die tempel oprig en my aanbid soos wat julle vroeër gedoen het nie. Want dis nuttelose gebruike. Die Here sê, dit gaan vir my oor in die hart. Dit wat hier in die hart gebeur. En dan is daar die gedeelte wat ons lees, wat nogal swaar is om te lees, nie? Julle bring bulle as offers, maar julle maak ook mense dood as offers. Onthou, hierdie gelowiges, hierdie Israeliete, het nou teruggekom van Babyloniese ballingskap af. En waar hulle in daardie deel was, deel van die Baal godsdiens, was waar mense hulle kinders geoffer het vir hulle gode. Hulle het elke enkele dag gesien hoe mense mekaar doodmaak en mense bloed offer vir hulle godes. En toe kom hulle terug en hulle probeer dit ook toepas en die Here sê, maar julle mis die punt. Wat help het julle bring offers, maar julle lewens getuig van iets anders? Wat help dat julle vier al die feeste, maar julle vier nie my nie? Wat help dat julle bring offers aan afgode en julle dien nie my alleenlik nie? En julle, hier is 'n baie kragtige beeld wat die Here hier gebruik, wat ons moet een ding baie mooi verstaan, dat wanneer die Bybel praat oor God se verhouding met ons, wat se beeld word gebruik? Die huwelik. Dis waarom die huwelik vandag so belangrik is. Want die huwelik is vir ons die beeld, die prentjie, wanneer dit funksioneer so wat dit veronderstel is om te funksioneer, wat ons weet vandag nie hartseer realiteit is, dat dit nie so is nie, van God se verhouding met ons. God sê, Jesus is die bruidegom en ons is die bruid. En dan elke enkele keer, wanneer mense afgode dien, en onthou in ons konteks is afgode verskillende dinge, nie? Geld kan jou afgod wees, jou werk kan jou afgod wees, enige iets of enige iemand anderste wat die plek inneem, wat God in jou lewe moet inneem, is 'n afgod. En wat is die beeld wat die Here gebruik? Wat God gebruik hiervoor, is hy sê, soos wat 'n man of 'n vrou ontrou is aan mekaar in 'n huwelik, so is julle ontrou aan my. Julle loop rond. Die Bybel gebruik sterker woorde as dit. Want God eis trou aan hom. In die eerste Jesaja sê die Here dat ek is 'n jaloerse God. Ek eis onverdeelde trou aan my. Ek wil hê julle moet lief wees vir my, in 'n verhouding leef met my en leer ken wie ek is. En dan kom die Here in hierdie gedeelte. En die Here help die Israeliete om iets te verstaan van wie hy is. En hoe gebruik hy dit?
deur die beeld van 'n mamma. Jerusalem as 'n stad met sy stadsmure was vir die Israeliete die veilige plek. Dit was waar hulle veilig gevoel het. Dis waar hulle gelewe het. Dis waar hulle gefunksioneer het. Dis waar hulle versorging en sekerheid gehad het binne Jerusalem. En daarom lees ons lees dat die Here na Jerusalem verwys as haar, na 'n vrou. Maar word Jerusalem wat vernietig is, nie meer die plek Jerusalem nie, maar dit wat die Israeliete in God vind. En God sê, soos 'n ma haar kind, so sorg ek vir julle. En liewe gemeentevriende, op hierdie Moedersdag is dit vir my so spesiaal om te dink dat ons altyd moet onthou dat ons aanspreekvorm vir God is dikwels Vader, want dis hoe Jesus ons geleer bid het. Maar ons moet altyd onthou, God is nie 'n man nie. God is goed. En man en vrou is gemaak na God se beeld. God is nie 'n Afrikaner man wat bo in die hemel sit met hierdie groot baard wat lyk soos Delary se baard en van daar af regeer hy oor die aarde nie. God is God. Daar is nie geslag aan God nie. God is nie beperk tot man of enigiets. God is God. En God het gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Nie net man nie, vrou ook. Man en vrou is na God se beeld geskape. En so lees ons verskillende gedeeltes waar ons lees van God as Vader en Jesus aanbid sy Vader en hy praat met sy Vader. Maar hier kom die Here en God sê, soos 'n moeder, soos 'n ma haar kinders veilig laat voel, so laat ek julle veilig voel. Hierdie is natuurlik 'n gedeelte waarna Jesus verwys, net voordat hy Jerusalem instap op die donkie. Dan kyk Jesus oor Jerusalem en dan sê hy, hoeveel keer wou ek nie soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerk bymekaar maak, julle ook bymekaar maak nie. En dan hoor ons in Jesus se woorde, dit wat ons hier gelees het in Jesaja 66, waar Jesus sê, ek het geroep, en julle het nie geluister nie. Ek wil vir julle geleer het oor die waarheid van God se koninkryk, maar julle wou nie hoor nie. En dan treur Jesus oor hierdie kinders vir wie hy so lief is. En in Jesus se woorde is daar 'n refleksie van dit wat ons hier in Jesaja 66 hoor, waar God vir die Israeliete sê, ek het geroep en julle wou nie hoor nie. Ek wil vir julle raad gee, maar julle wou nie luister nie. Ek wil vir julle leer oor die lewe, maar julle wou nie hoor nie. En dan gebruik hy hierdie beeld van 'n moeder om iets vir my en jou te vertel van waar ons hoop vandaan kom. En dan gebruik hy 'n paar baie spesiale beelde wat ek net vanoggend vir ons wil uitlig in hierdie gedeelte. Het julle saam met my gelees dat die Here verwys na die moederskoot van die ma? En ons weet natuurlik ook in die Psalms, dan lees ons, nog voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou al op jou naam geken, het ek jou al lief gehad. En 'n ma se moederskoot is 'n wonderlike ding. Want daar binne is 'n kind veilig. Daar binne het 'n kind alles wat nodig is en om versorg te word. Maar weet julle wat is spesiaal wat uitgelig word van hierdie beeld? Terwyl daardie kind in 'n ma se moederskoot is, nog voordat daar in daardie kind lewe gegee is, sal elke mamma wat vandag hier sit getuig daarvan, dat ek daardie kind al reeds so lief gehad, dat ek geweet het ek my lewe vir hom of haar sal gee. Daardie kind het nog niks gedoen om dit te verdien nie. Daardie kind kon nog niks doen om dit te verstaan nie. Nog voordat daardie kind die lewe gegee is, fisies oë, asem hier in hierdie lewe kon oopmaak, het jy as ma al reeds daardie kind tot die uiterste toe lief gehad. En die Here gebruik daardie beeld en die Here sê, soos 'n ma haar kind, so het ek julle lief gehad, nog voordat julle in julle moederskoot gevorm was. Nog voordat julle my geken het, het ek julle al geken. Nog voordat julle iets van my verstaan het, het ek julle al lief gehad. Nog voordat julle enigiets kon doen om dit te verdien, het ek julle al reeds gekies en ek al reeds julle lief gehad. En het ek geweet, ek is so lief vir julle, dat ek my lewe sal gee vir julle. Dis anderste vir ons paas, in 'n sekere opsig. Want ons beleef nie die lewe in ons lyf nie.
Ons beleef nie die voetskoppies en die handjies wat vou en hoe jou binne boetie en sussie dans nou weer lekker vir oggend of enige iets nie. Vir ons word dit baie keer eers 'n realiteit, die oomblik wanneer daai kind gebore word en ek sien en ek besef, maar hier is dit nou. Maar vir 'n ma is dit iets wat sy elke dag van haar lewe beleef, soos wat iets binne in haar liggaam besig is om te groei en hierdie lewe beleef. En God sê, soos 'n ma, so het ek julle ook lief, nog voordat julle enigstens iets van my geweet of verstaan het. Met hierdie beeld herinner God vir die Israeliete aan die belofte wat hy duisende jare teruggemaak het, toe God vir Abraham gesê het, dat ek beloof, dat ek julle God sal wees, en die God van julle kinders, en hulle kinders, en hulle kinders, en hulle kinders. En die Here kom hier vir die Israeliete, en hy sê vir hulle, ek het julle nie vergeet nie. Toe julle in daardie ver land gebly het, waar julle al minder die stories van my gehoor het, en waar julle nou teruggekom het, kom herinner ek julle aan wie ek is. Ek het julle geroep, ek het julle gekies, ek het aan julle die lewe gegee, ek is lief vir julle. Dan is daar hierdie verskriklike spesiale beeld van 'n kind wat aan sy ma se bors gevoed word. Is daar iets meer intiems as dit? Is daar iets meer intiem, alhoewel dit partykeer miskien fisies bietjie morsig kan wees en nie altyd lekker gemaklik is nie en al daardie ding. Kyk, dis mos nou nie 'n romantiese ideale prentjie nie. Ons weet hoe moederskap vandag werk, maar is daar iets meer intiems as om jou kind aan jou bors te hê en te weet vanuit jou liggaam voed jy daardie kind met alles wat nodig is vir hom of haar om te kan groei en te kan lewe. En die Here kom herinner vir ons daaraan, soos 'n ma haar kind aan haar bors versorg en vir haar bors voed, so sorg ek vir julle. So wil ek 'n intieme verhouding met julle hê. Ek wil hê julle moet naby aan my wees. Ek wil hê wanneer julle honger is, moet julle mondjies so maak en moet julle my opsoek. Nie iets anderste nie, julle moet my opsoek. Want ek is die ene wat vir julle sorg. Ek is die ene wat vir julle gee wat julle nodig het. Ek is die ene wat vir julle beskerm. Ek is die ene wat altyd daar sal wees. Wat doen ons baie keer? Soos wat ons ouer word? Net soos wat 'n kind op 'n stadium moet afklim van ma se bors af, net so wanneer ons ouer word, ewe skielik wanneer ek iets nodig het of wanneer ek honger is, dan gaan my mondjie so en waar soek ek dit? In die wêreld se rykdom, in die wêreld se manier van doen, in status, aansien, eer, aardse besittings. En dit stil nooit ons honger nie. En God sê in hierdie beeld vir ons, dat ek wil julle daarin herinner, dat jou hoop, jou lewe, jou sorg, word gevind naby aan my. Hier by my, aan my bors. Want soos 'n ma haar kinders voed, so voed ek vir elke een van julle. Stem baie ooreen met wat Jesus gesê het, nie? Moenie bekommerd wees oor wat julle gaan eet of drink nie. Julle Vader weet wat julle nodig het en hy sal dit vir julle voorsien. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. En dan sien ek hierdie beeld en hierdie prentjie waar God na my en jou so kyk, na ons weggedwaal het en ons so aan die bors en dan sê hy, soos wat 'n moeder haar kind voed, so voed ek vir elkeen van julle. Naby my, by my. En vriende, dan in hierdie stikkende wêreld waarin ek en jy bly, met al sy uitdagings, met al sy seer, met al sy vrese, met al sy onsekerheid, met al sy uitdagings, kom die Here en die Here sê, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, soos 'n moeder haar kind beskerm, so beskerm ek julle. En vriende, ons moet hier besef, dit beteken nie aardse mammas as 'n voorbeeld vir God nie. Dit beteken dat in ons aardse mammas sien ons iets van wie God is. Dat ons as manne, ons as pappas, ons wil ook sorg en ons wil ook beskerm en ons gebruik ons krag en ons daar wees om ons gesin te beskerm. Dis deel daarvan. Maar ek kan vir julle getuig daarvan, ek het al by verskillende mammas gesien, dat as jy 'n mamma wil morsig sien, dan moet jy nou met haar kinders sukkel. As jy nou 'n mamma wil kwaai sien,
dan moet pappa dalk self ook nie regmaak met boetie of sussie nie. Dan kom die handskoene af. En ek sien hier's van die manne wat lekker kan getuig van. Ek sien julle, Dominee, jy praat nou waar, jong. Want 'n moeder se instink is soos wat ek met my lyf jou beskerm het. Vandat jy jou in hierdie lewe geboorte gegee het, moet jy weet, ek sal jou met my lewe beskerm. Ek sal jou laat veilig voel. Ek sal daar wees vir jou. En op 'n mamma se manier. Weet julle wat, en dis eintlik so 'n mooi prentjie, nee, want pa beskerm op een manier, ma beskerm op 'n ander manier. En daar's nou maar een van hierdie interessante feite van die lewe, dat ons boetie of sussie 'n stikkende plek het. Jy kan maar kyk, pappa kan ook 'n pleister plak, maar nee, ons kan nie 'n pleister plak soos wat mamma dit doen nie. Ons kan nie. Mamma weet net hoe, daar's 'n geheim aan daai pleister plak. Ek moet nog daardie geheim uitvind ook. Daar's 'n sekere manier wat mamma blaas wanneer dit eina is. Of weet net wat om te doen wanneer dit nodig is. En vriende, so eenvoudig op hierdie beeld, op hierdie Moedersdag, kom die Here met hierdie teksgedeelte in Jesaja 66. En hy kom herinner vir ons vandag, dat soos 'n moeder vir haar kinders sorg, vir haar kinders beskerm, vir haar kinders voorsien, so sorg ek vir elke een van julle. Daarom wil ek vanoggend op 'n praktiese punt vir elke moeder wat vandag in hierdie diens is, wat haar roeping uitleef wat ons hier gehoor het, wat lief het soos God van jou gevra het om lief te hê, ons eer die Here vir jou. Ons dank die Here vir jou. Want jy's 'n instrument, 'n beeld van wie God is in jou kinders en in jou huisgesin se lewe. En dan moet ek vrymoedigheid neem om vanoggend te sê dat as hier 'n mamma in hierdie diens is wat nie haar roeping uitleef nie, wat iewers langs die pad vergeet het wat jou rol van moeder is, asseblief skrik wakker en besef wat God se doel was met jou lewe toe hy aan daardie kinders aan jou gegee het. Want net so wonderlike geskenk soos wat 'n mamma aan kinders se lewe is, net so groot leemtelosse mamma wat nie doen wat sy geroep is om te doen nie. En dan in die derde plek wil ek dankie sê vir elke mamma wat ingetree het in 'n leemte wat iemand gelos het. En dankie dat jy 'n instrument van God se liefde in jou kinders en gesin se lewe is. En as ons kyk na hierdie mammas, mag ek en jy as 'n kind van die Here vanoggend huis toe gaan op hierdie Moedersdag en diep dankbaar wees. Dat ons kan weet, soos 'n moeder, so sorg God vir elke een van ons. Kom ons bid saam. Here, ons loof U en ons prys U vir moeders in ons lewe. Instrumente, Here, van U nabyheid, van U voeding, van U beskerming, van U sorg in ons lewe. En Here, baie dankie dat ons ook kan weet, dat soos wat ons ook in 'n gebroke wêreld lewe, Here, net so vir die Israeliete ook moes teruggekom het na 'n stikkende wêreld toe. Here, net so kan ons binne in hierdie stikkende wêreld met al sy uitdagings en al die seer rondom ons, Here, hoef ons vir niks bang te wees nie. Want Here, ons weet dat U sal ons ten alle koste beskerm en veilig hou. Here, daarom sê U ook vir ons vanoggend dat soos 'n moeder haar kinders beskerm, so beskerm ek my kinders. En Here, daarom wil ons vanoggend vir U dankie sê vir die hoop wat ons in U het. Dankie Here dat ons kan weet dat in 'n intieme nabyheid met U vind ons alles wat ons nodig het. Dat U vir ons sorg, dat U vir ons beskerm, dat U voorsien elke oomblik van elke dag. En Here, dat niks of niemand ons ooit van U liefde kan skei nie. Ons loof U
En ons prys U naam daarvoor. Amen. Vriende, kom ons staan en dan gaan ons hierdie diens afsluit deur die sing van hierdie slotlied tot eer van die Here, sy goedheid en guns wat elke dag deel is van ons lewe. Liewe geloofsfamilie, vriende, kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag en die nabyheid van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. En mag jy elke dag lewe met die wete dat soos 'n moeder haar kind beskerm, so beskerm die Here elkeen van ons.